God wil vir jou kom openbaar wat sy gedagtes, sy voorspoed vir jou lewe is, en jy moet dit sien, jy moet dit embrace, en te sê, Here, ek glo en ek hou U vas aan hierdie beloftes, Here, en ek weet, daar's my mooi dinge wat voor lê, Here, ek weet die beste is my nog op pad, Here, dis my geloof, ek wil nie in ongeloof vasgevang wees in my omstandighede nie, maar my geloof in dit wat kom, en dit wat God vir my instoor het, gaan my uit hierdie gat uithelp. Is julle gereed vir die woord? Is opgewonde oor die woord van die Here, want die woord werk. En die woord leer ons, en die woord vorm ons. Weet ons is almal klei in die pottebakker se hande. Die klei kan nie vir die pottebakker sê hoe hy wil lyk nie. Dis die pottebakker wat besluit. Weet, hy het 'n visie, hy het 'n prentjie in sy kop voor die tyd, voordat hy begin op daai wiel van hom. Weet hy wat is die uitproduk, hoe dit moet lyk, en dan vorm hy en hy maak hom, en dit is 'n proses om daarby uit te kom, by die uitproduk, en dit is 'n klomp prosesse waardeur hy moet gaan, weet, om daar gevorm en gemaak te word, en dan éventueel in die oond gedruk te word, en ek en jy moet God vertrou in die proses wat hy besig is in ons lewe, om jou te vorm en jou gereed te maak, sodat jy bruikbaar kan wees. Dis een ding om 'n mooi pot te maak, wat mooi is net om op die rak te sit, maar ek wil nie net mooi gemaak wees nie, ek wil bruikbaar wees in die koninkryk. Ek wil hê God moet my kan gebruik vir sy eer en vir sy werk, want elkeen van ons wat hier sit, weet, is in die week het ons 'n gesprek het op ons pastoregroepe en ons praat oor disipelmaking, en ek sê net vir hulle, weet jy, ek beskou elkeen van my gemeentelede as geroep van die Here. Elkeen is geroep om die werk van die Here te doen. Ons baseer nie ons werk op 'n titel nie. Jy moet nie wag dat jy eers 'n titel ontvang om gekwalifiseer te word om die werk van die Here te doen nie. Nee, die koninkryk van Jesus werk nie so nie. Hy vat die wat bereidwillig is om gebruik te word, en hy rus jou toe. In 'n titel is maar net 'n ding wat mense gee om te erken wat se verantwoordelikheid hulle het. Nie waar hulle baas kan speel nie. 'n Titel gaan oor verantwoordelikheid. Kan ons dit vir mekaar duidelik maak? Dit gaan nie oor aansien en hoe jy is nou op 'n hoër vlak en jy is nou meer kind van God as die ander. Nee. Daar is nie 'n maatstaf aan kind wees nie. Hallo? Daar is nie 'n rangorde aan kind wees nie. Kinders word almal onder dieselfde kamp geskeer in waarde. En dis eintlik 'n waarde wat nie bepaal kan word met woorde nie. En dis waar ek en jy in God se oë is. Ons weet hy hou bietjie meer van my as van julle almal, so bietjie meer. Dit moet ons net Okay, dis net 'n grappie. Ek maak altyd die grappie, want dis wat ek glo, verstaan jy? Ek is Here se gunsteling, maar jy kan dit ook glo. Want jy's sy kind. En kom ons hak nie vas by titels nie, want soms weet ek dink die kerkwêreld het die kerkorganisasie deur die jare het titels 'n groter ding gemaak as wat dit moet wees. 'n Titel is 'n verantwoordelikheid wat opgeneem word, waar mense moet uitleef, wat jy moet instaan. Maar elkeen van ons is geroep. En die opdrag wat Jesus gegee het om te sê gaan maak disippels, kan jy nie sê hoe, maar ek het nie die titel nie, ek is nie geroep vir voltydse bediening nie. Weet, as mense eers dit sê, dan al wat hy sê, ek wil eintlik net 'n salaris by die kerk verdien. Dis wat mense soms sê, maar ons almal is geroep vir die voltydse bediening. Want jy kom hier by 'n kerk bymekaar om toegerus te word met die woord van God, toegerus te word met die waarheid, sodat jy dit nie net vir jouself kan hou nie, maar dat jy dit kan uitvat en die wêreld rondom jou gaan verander. Want jy stap môre en oormôre, vir die wat nie weet, môre is 'n vakansiedag, maar jy stap oormôre in 'n werksplek in 'n wêreld in wat ek nie instap nie. En die persoon langs jou nie instap nie. En God het jou vir hierdie seisoen daar geplaas. Jy moet glo dat dit deel van God se plan vir nou is. En as jy getrou is in sy plan waar jy nou is, faithful to the least, he will reward you. As jy getrou is waar jy nou is, as jy oor die minste getrou is, gaan God jou oor meer aanstel. Wil jy die verhoging hê, wil jy die beter betrekking hê, wees getrou, positief opgewonde oor waar jy nou is, in geloof dat God jou daar geplaas het vir 'n tyd soos nou, en as jy jou kan vertrou met waarvoor hy jou daar geplaas het, gaan jy die beloning van God ontvang. Nie net van jou baas nie, God se beloning is groter as jou baas se beloning. Amen. En dis die beginsels van die woord van God. Getrouheid word beloon. En as jy getrou is in wat jy doen, weet ons praat altyd van ons vrywilligers in die gemeente. Therese, ons gaan dit verander. Ek moet daar nog inlig. Die naam, ons het nie meer vrywilligers in ons kerk nie, ons het verantwoordelikes.
Want vrywilliger is taal van, ja, kyk, ek doen dit net want ek doen jou guns en ek kry nie 'n vergoeding daarvoor nie. Nee, ons is verantwoordelik oor die koninkryk van Jesus Christus. As jy iewers betrokke is jy nie meer 'n vrywilliger nie. Is jammer om julle babbels te bars as jy gedink het dis jou titel. Jou nuwe titel is jy's 'n verantwoordelike. Okay, en dan verantwoordelikes word aanspreeklik gehou, want God stel ons aan oor wat syne is. Ons is rentmeesters en dit maak ons verantwoordelik oor die roeping wat op jou lewe het. Ek wil nie sê dis my vrees nie, maar dis iets wat ek nie wil beleef eendag nie. En ek gaan nie daai vrees wanneer, maar ek wil nie eendag, want ons gaan almal van aangesig tot aangesig voor Jesus verskyn. Alleen, enkel. En ek wil nie die dag voor hom verskyn en hy vir my sê, maar Nolan, ek het vir jou soveel meer gehad. Maar jou ongeloof het jou beperk. Ek het vir jou soveel meer in stoor gehad, daar's soveel meer mense wat jy kon bereik het, soveel meer wat julle gemeente kon genooi het, soveel dit, maar julle ongeloof het julle beperk. Ek wil nie daar kom nie, Here, help ons om die volheid te beleef en uit te leef die potensiaal wat God in ons kom plant het, toe ons toegerus het met sy Heilige Gees. Want hy kom rus ons toe om sy werk te doen, en 'n vervulde lewe, kan ek vir jou dit sê, is om deel te wees in die koninkryk van Jesus Christus en om uit te bou. Soek allereers die koninkryk van God en al die ander dinge word bygevoeg. As jy Jesus eerste plaas en te sien dat sy koninkryk sal uitbrei, en hoe sien jy dit? Waar is Jesus se koninkryk? Jesus se koninkryk is nie meer in 'n tempel wat iewers gebou is met hande nie. Jesus se koninkryk is in die harte van mense. En ek en jy moet sy koninkryk in mense se harte kry. Dis waar ons sy koninkryk soek, dat Jesus sal heers in mense se harte. En wat is die beloftes in die woord? Al die ander dinge waaroor die wêreld so bekommerd is, sal vir julle bygevoeg word. Dit sal spontaan na julle kant toe kom. Hoekom? Want jy kyk na my huis, so ek gaan kyk na jou huis. Dis hoe God werk. Jy kyk na my koninkryk, so ek gaan kyk na jou. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. En ek wil vanoggend praat oor geloofswandel. Ek het dit getitel geloofswandel. Hoe lyk 'n geloofswandel? So ek gaan dalk begin met so 'n bietjie 'n negatiewe aanslag, want dis die realiteit. Daar's daar 'n klomp negatiewe goed wat ons geloof wil kom steel. En ons moet die realiteit in die oë staar van wat is hierdie dinge wat ons geloof kom steel. Want dit is belangrik dat ek en jy verstaan wat is die dinamika van geloof, want God word beperk met ongeloof. As jy sê, maar God is dan almagtig. Ja, God is almagtig. Maar God het my en jou as mens geplaas hier op aarde en hy werk deur ons. Dis hoe God werk. Van die begin af werk hy deur die mens. Hy het ons hier geplant om te sê, bewerk en bewaar hierdie aarde. God het vir ons hierdie planeet gegee en wanneer hy funksioneer hy deur ons. Hy rus ons toe met talente en gawes en vermoë sodat hy deur ons kan werk. Die Heilige Gees funksioneer nie hier soos 'n spook in die lug nie. Die Heilige Gees funksioneer in jou en deur jou. Dis hoe God werk. En daarom moet ek en jy verstaan dat wanneer God werk deur 'n persoon, is die dinamika van die werking van God direk gekoppel aan daardie persoon se geloof. So ek gaan vanoggend 'n bietjie gesels oor geloof en wat is ongeloof en wat is geloof. Ek het probeer gaan kyk na die term in klein geloof, maar ek vind hom nie in my vertaling nie. Dit is of geloof of ongeloof. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê Paulus wat kom skryf van die kerk, hy sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Met ander woorde, een van die vertalings sê, ons kyk nie met, die Engelse vertaling, hy sê, ons kyk nie met fisiese oë nie. Want as ons kyk met die fisiese, met die aanskouing van die oë, die vermoë wat God vir ons gegee het om vir ons die vermoë te gee om te kan sien in die fisiese. Dis 'n gevaar vir ons wanneer ons vasgehaak is in net die fisiese, want die wêreld se geloof werk op die term. Seeing is believing. En as ons wil eerlik wees, dink ek soms is ons ook daar. Ja, maar ek sien niks. En ons is so vasgevang in die realiteit van die dimensie van ons sintuie. Ek vra Vrydagoggend vir die manne gebed, verduidelik my, vertel bietjie vir ons die verhaal toe jy gedoop is en hoe dit gebeur het en wat jou belewenis was. En weet jy wat meerderheid van hulle sê, daar was nie vir my regtig 'n ervaring in die doopbad nie. En ek weet daar is sekere mense wat 'n belewenis en ervaring het sal die doopbad opstaan. Maar ek sê dis presies dit.
Ons geloof is nie gebaseer op gevoelens nie. Ons geloof is nie gebaseer op emosies nie, want soms dink mense ek moet hierdie feeling hê. Nou, al die charismate, weet ek is 'n charismaat, verseker, maar daar's baie ouens wat charismaniacs is, verstaan jy? Jy moet omval en jy moet hier en jy moet daai om te kan sê jy het nou 'n belewenis en aanraking met die Here gehad. Ek het niks teen omval nie, ek het al omgeval. Maar weet jy, elke keer wat ek omgeval het in 'n diens wat ek die krag van die Heilige Gees beleef het, was dit 'n oomblik van oorgawe. Niemand het my omgestamp en die Heilige Gees het my nie neergeslat op die grond nie, want hy doen dit nie. En as jy in 'n kerk is wat hulle dit doen, ek was al 'n kerk of 2 wat hulle my gebid het en my hande opgelê het en my probeer omstoot het, dan stoot ek daai man terug en dan sê ek my maat, ek klap vir jou onderste bo as jy my weer stoot. Want die Heilige Gees werk nie so nie. Maar daar was oomblikke in my lewe wat ek sê, Here, ek staan vanoggend hier voor U en ek wil absoluut in oorgawe en ek het net oorgegee en dit was amazing belewenis wat ek op die grond lê en ek net beleef dat die Here my bedien want dit is 'n plek van oorgawe. So ek het niks teen val en hoe moet jy vooroor, moet jy agteroor val? Moenie dit redeneer nie. Soms moet ons dit op daai plek kom van oorgawe. Maar weer eens, my geestelike toestand word nie bepaal oor hoeveel keer ek omval in 'n kerk nie. Ons geestelike toestand en ons geloofswandel kan nie gebaseer word op 'n gevoel, 'n vleeslike gevoel nie. Ja, daar is gevoelens. Die vlees het belewennisse. Weet, met die Heilige Gees doping veral, ek het 'n belewenis gehad in my vleesmens met die Heilige Gees doping toe ek 16 jaar oud was op 'n tienerkamp, wat vir my amazing, dit was bo-natuurlik. Ek weet ek het dit beleef en ek kon dit in die vlees ook beleef, manifesteer. Maar dis nie als nie. Daar is oomblikke, maar dis nie omdat ek nou nie iets gevoel het in die doopbad, het daar niks gebeur nie. Elkeen van die manne het getuig hoe hulle lewe wel verander het van daai oomblik af. Want daar's iets wat gebeur in die geestesrealm wat ek gehoorsaam die stap neem om gedoop te word. Dit gee my geloofsekerheid en dit maak my onaanraakbaar deur die bose. Want daar's krag wanneer ek die sakramente van Jesus nakom. Jy sien, en dis hoekom ons moet versigtig wees en ek wil julle vat na 'n man, die sê my arm ou. Ek weet nie hoe Jesus hom gekies het. Soms wonder ek, Here, hoe het U die disippels gekies? Maar ek dink hy het hulle juist so gekies om te sê ek sal julle almal gekies het. Want ek dink elke disipel kategoriseer amper met 'n temperament vir elkeen van ons, want ons weet ons het verskillende temperamente, soos verskillende mense, verskillende persoonlikhede. Maar hierdie ou was 'n regte pessimis. Weet, optimis sien ons die glas half vol en 'n pessimis sien die glas half leeg. 'n Pessimis sien 'n foto wat van die son wat so oor die horison is en hy sien dis 'n sonsopkoms. 'n Optimis of 'n pessimis sien hom die son opkom en 'n pessimis sien die son sak. Weet, dis mense met 'n verskillende instelling en hierdie ou was 'n regte pessimis. En sy naam, as ek die woord ongelowig, sal julle almal vir my sê wie dit is. Ongelowige. Nou wil ons altyd sy naam in dit koppel, maar ek dink soms wil ons eie naam 'n bietjie ook daar sit. Hallo? Want daar is 'n oomblikke wat ek net voel, Here, ek het nou geloof nodig. So kom ons gaan kyk net hierdie ou Thomas. Nou Thomas is byvoorbeeld die ou, toe Lazarus oorlede is en Jesus vir hulle sê, kom ons gaan na Lazarus toe. Toe so Thomas sy reaksie, regte pessimis. Ag, Here, julle manne, kom ons gaan maar saam met ons maar ou saam met Lazarus gaan sterf. Dis so pessimisties, nie optimisties hy was nie. Toe Jesus wil sê, julle weet ek is die weg, die waarheid en die waarvoor het hy gesê, was Thomas die ou wat sê, Here, maar ons ken nie die weg nie. Jesus sê, luister, julle ken my, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Thomas, word wakker. Hou op om die lewe toe te laat om te heers oor jou. Hier is die ding van die lewe, kerk, en ek volgende net vir jou 'n les leer. Jy moet 'n besluit maak of die lewe heers jou of jy heers oor die lewe. Jy moet 'n besluit maak. En Thomas was daai ou wat net alles gesien het, was net erger as wat dit is. Ag, shame, hierdie arme Lazarus. Wel, Jesus sê, ons gaan hom op te wek. Ja, Here, ons gaan nou maar saam met hom sterf. Jesus sê hulle met die weg, ken, Here, hoe met ons nou? Hy sê, waarheen ek gaan, weet julle, Jesus se woorde. Jy kan gelees aan, ek dink Johannes hoofstuk 14, waar ek gaan, weet julle. Jesus sê dit vir hulle, julle weet waarheen ek gaan. Here, ek het nie idee nie. Here, ek ken nie die weg nie. Jesus sê vir hom, luister Thomas, hier's ek is die weg,
My liggaam gaan weer gebreek word sodat daar 'n nuwe weg na die Vader. Kom, word wakker, Thomas, luister nie wat ek sê nie. So ons gaan na die verhaal toe en ek het juis gedink om hieroor te bedien, omdat daar 'n seisoen is waar ons altyd bedien. Ek hou daarvan om die preke so relevant in die seisoen te hou. Nou ons is in die seisoen, ons het laas week die kruisiging en die opstanding van Jesus het ons gevier. En in die volgende 40 dae, want dit was 40 dae wat Jesus nog op aarde verskyn het. Die Bybel sê hy het op en af gevaar van die hemel en aarde toe. En hy was in 'n hele ander dimensie, het hy verskyn aan die disippels. Hulle reken, as jy dit mooi gaan optel, is dit omtrent tussen 11 en 12 keer wat hy verskyn het aan die disippels voordat hy opgevaar het. Nou ons gaan Hemelvaart vier, dit gaan op 'n donderdag wees. Ek dink die datum is op ons kalender. Wat ons die Hemelvaart, toe Jesus opgeneem is in die hemel, gaan ons dit vier. En dan daarna breek Pinkster af. Pinkster is weer die volgende 10 dae wat hulle gaan wag het op die uitstorting van die Heilige Gees. Dis 'n exciting seisoen wat ons in is en daarom het ek gegaan 'n bietjie gaan kyk na waar Jesus hulle verskyn het en toe het ek op hierdie Thomas afgekom. Wat Thomas se verskyning aan Jesus net vir ons iets kan leer. So lees saam met jy kan volg op die bord Johannes hoofstuk 20 en ek lees vanaf vers 24. Hy sê Thomas wat genoem word Didymus. Dis maar net in verskillende tale wat hulle sy naam gegee. Daar's niks aan betekenis aan die naam. Sy naam beteken eintlik twin. So ek weet nie of hy 'n tweelingbroer gehad het nie, maar dit beteken tweeling. Een van die 12 was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Nou ek wonder waar was hy? Want hy was nie daar by die res nie. Dalk het hy iewers op sak en as gesit. Dalk was hy iewers onder 'n boom moedeloos gewees. Die ander disippels sê toe vir hom: "Ons het die Here gesien." Maar hy het vir hulle gesê: "Hier kom ou Thomas. As ek nie in sy hande die merk van die spykers sien en my vinger steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie." Dis presies waarvan Paulus praat. Waar volgens wandel en handel Thomas hierso? Deur aanskouing. Ek moet dit fisies sien voor ek gaan glo. Because seeing is believing. En 8 dae daarna, dis omtrent in die tyd wat ons nou is, want ons weet, ons is nou omtrent 7 dae na Jesus se opstanding, 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas, saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het hulle in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas, daar's 'n ander dimensie van geloof wat ek wil hê jy moet instap. Jy was nie gelowig nie, want jy het hulle nie geglo nie. En jy sal eers glo wanneer jy dit self sien met jou eie oë en self voel met jou eie hande. Wanneer my sintuie vir my sê dit is so, dan sal ek glo. En Jesus het hom die geleentheid gegee. Dis hoe getrou en hoe wonderlik Jesus is. En sê, okay Thomas, ek gaan jou die geleentheid gee sodat ek jou geloof kan help. Jy sien, soms is ons so afhanklik. Here, wys my eers 'n teken. Gideon was so 'n ongelowige ou gewees. Here gaan die vliesie buite sit, môreoggend moet hy nat wees en die grond droog wees. En God doen dit. Hierdie was seker toevallig. Pessimisties. Okay. Hierdie was seker toevallig. Okay, Here, môreoggend moet die maatjie droog wees in die grond. En dit is my so amazing, as ek God was, hulle gesê het, ja, los dit net eerder. Maar God is so getrou in ongeloof. Hoor mooi. God bly getrou in ongeloof. Jesus was getrou met Gideon om hom te wragtig. God het vir hom wragtig die maatjie toe droog gemaak en die grond nat. En God kom hier, so Jesus kom en sê, Thomas, jy wil sien? Jy wil my wonde voel? Ek weet nie of hy gedink het wat hy vra nie, want ek dink hy was so ongelowig dat hy gesê het, wel, ek sal dit waag om my hande in sy sy te steek en my vingers in sy wonde te steek, want hy het geweet dit kan nie 'n werklikheid wees nie, dis onmoontlik. So dis hoekom ek kan waag om te sê ek sal my vingers in sy sy steek en toe daag Jesus op. Okay Thomas, kan ek jou geloof bietjie help? Hier is ek. Hier's my sy. Bring jou vingers. Is nie amazing hoe getrou God nog steeds in ons ongeloof is nie. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy. Moenie ongelowig wees nie, maar gelowig.
En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Skielik raak Thomas 'n gelowige. Maar hoor wat sê Jesus, en dis die uitdaging wat ek glo die Gees van God vir my en jou wil sê, en ons aan herinner. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Salig of geseënd, voorspoedig sal die wees wat nie gesien het nie, maar tog geglo het. Kan ek vanoggend gou vra, wie almal glo in Jesus? OK, julle almal glo in Jesus. Kan ek gou vra, wie van julle het Jesus gesien? Fisies. Wel, geseënd is julle. Wat hom nie gesien het nie, maar wel glo. Salig is julle. Want jy sien, geloof is 'n saad, en wat moet 'n saad doen om te ontkiem? Hy moet sterf. Sien, ek en jy moet sterf in ons menslike vermoë, ons moet sterf in ons geloof wat ons gehad het deur ons sintuie, om te sê, al sien ons nie. En hier is die uitdaging, wil ek vanoggend sien, nie net ons geloof in Jesus as die Seun van God nie, maar in die geloof van God se werking in ons lewe. Somstyds sien ons nie onmiddellik resultate nie. En dan verloor ons moed. Dan gee ons op geloof. Want ek glo God kom toets ons geloof somtyds. Want ons bid, en in die tyd wat ons in leef, die wêreld wat ons in leef, is alles instant. Alles gebeur nou. Ons kan nou gou checkers bel en hulle laai nou vir ons af. Binne 60 minute is dit afgelaai. Kan gou deurry en ons kan vinnige maaltyd kry. Ons kan gou koffie ingooi, ons hoef dit nie te gaan maal en weer die bone en alles gaan dis instant. So alles moet nou gebeur en ek dink dis een van die uitdagings van ons geloof. Weet ons wil vra vir iets en ons wil bid vir iets en dan wil ons wil dit nou sien. Dit moet nou gebeur. En as dit nie nou gebeur nie, dan wonder ons, waar is God? Alles in goeie tyd. Maar die feit dat jy nog nie sien nie, gaan jou geloof kom uitdaag. En dis waar ons geduld nodig het, want God word deur geloof behaag. Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Die Engelse vertaling sê dit vir my mooi, so die New King James is, en hy sê, but without faith it is impossible to please him, for he who comes to God must believe that he is. Dis jou eerste stap van jou geloof. Jy glo dat hy is, maar glo jy die volgende stap? And that he is a rewarder of those who diligently seek him. Maar soms is daai diligently seeking nie daar nie, want ons sien nie. Ek glo dat God 'n realiteit is. Baie mense sal sê, hoor jy, ons glo dan moet 'n groter wese wees, want as ons kyk na die skepping, ons glo dit. Maar hulle sien nie die beloning van God, die geloof in God nie, want daar's nie 'n seeking nie, daar's nie 'n soek in hom, om te sê, Here, ek kom soek U, tot ek die realiteite sien van die resultate van my geloof. Want geloof werk, dit werk vandag nog, net soos wat dit eeue teruggewerk het vir Abraham en vir Moses en vir al die geloofshelde. Want deur die geloof het hulle God se werk beleef, maar hulle moes geloof gehad het en daardie geloof het geduld genodig gehad om te sê, Here, ek gaan nie in die oomblik na die omstandighede kyk nie. Soms maak die ongeduld laat ons ander planne maak. Gaan vra vir Abraham. Hy het vir sy vrou gesê, "Wel, ek dink ons moet maar jou bediende nader kry. Want jy gaan nie vir my kind gee nie. Jy gaan nie die beloftes van God kan waarmaak nie." En vandag nog sit die wêreld met die resultate van Abraham se ongeduld en sy geloof. Want daar's 'n nasie uit die bediende gebore. Ons het geduld nodig, but we need to diligently seek him. Want ongeloof lei na ongehoorsaamheid. Hoor wat sê die woord oor ongelowige mense, wat met hulle gebeur. Nou ek praat nie van mense wat nie glo in God nie, ek praat van mense wat nie glo in die beloftes van God wat waar word nie. In die werking van God in hulle lewe nie. Dis die ongeloof wat ek vanoggend van praat. Ek weet julle almal glo in Jesus, ek weet julle almal glo in die Vader en die Heilige Gees, maar glo jy dat God besig is en daar dinge op pad is die beste vir jou nog voor lê? Hy sê Hebreërs 3 vers 18, en hy sê aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie?
Nou hierdie konteks praat hy van die volk, die Jode, die Israeliete, wat in slawerny was, wat 'n belofte oor hulle lewe gehad het, van die land wat oorloop van melk en honing, wat praat van die rus van God, wat jy nie meer onder slawerny is nie. Dis die rus van God. Hy sê aan wie hy gesweer het dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie. Hoor die rede, behalwe aan die ongehoorsaames. Want hy sê en ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Dis wat ongeloof doen. Dit maak ons ongehoorsaam. En gehoorsaamheid is dit wat God behaag. Gehoorsaam is jou bewys van jou geloof, dat ek sal doen wat God vir my gevra het om te doen en God vir my gesê het om te doen, want ek weet daar gaan resultate kom. Al sien ek dit nie onmiddellik nie, maar ek kan nie wandel deur aanskouing om te sê, Joyce Meyer sê dit op so 'n mooi manier. Sy sê ons sê gewoonlik God show then I'll go. En sy sê die volgende, hy sê nee, God says go then I'll show. Dis hoe geloof werk. Jy roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Dis hoekom Abraham die vader van geloof is. Hy het die vaderland gesien wat nie met hande gebou is nie, dis die hemele, en hy het alreeds geroep asof dit bestaan het. Hy het alreeds geleef in die ewigheidsdimensie. Dis die dimensie waarin Abraham gewandel het. Dis sy geloof in God. Dis hoekom hy die vader van geloof is. Dis hoekom hy bereid was om sy seun op te offer, want hy het geweet, hierdie lewe is net tydelik. Hy het alreeds die ewige lewe ingestap. Al het hy nog geleef hier op aarde. Dis geloof, om te weet dat God is deel van 'n baie groter prentjie as wat ek en jy sien. Het hulle gesweer deur hulle ongelowigheid dat hulle nie ingegaan het nie. 7 dinge wat ek net vinnig wil deurgaan. 7 dinge wat ek net gesien het, geïdentifiseer het wat ons geloof kom steel. Dinge wat ons ongelowig kan maak. Die eerste ding is natuurlik teleurstelling. Hoekom het Thomas hierdie ongeloof gehad? Dink net, hierdie manne het saam met Jesus gewandel. Hierdie manne het hierdie vooruitsigte gehad dat Jesus die koninkryk gaan oprig, dat hy op sy ereplek gaan instap as koning. Hy gaan heers. God het hom gestuur. Hulle het geglo hy is die redder van die wêreld. Ek dink ek kan Thomas kwaadlik neem vir sy ongeloof nie. Dink net jy en ek het saam met Jesus gewandel en ons het hierdie hoop gehad. Hier is die redding. Die redder het gekom. God het sy seun gestuur. Ons sien al die wonders en die tekens wat hy doen. Hier is groot dinge op pad. En hier sterf hy. Dink jy hy is teleurgestel? Daar's niks erger in die lewe as teleurgestelde hoop nie. As jy hoop op iets en jy sien maar dit gebeur glad nie, of die teenoorgestelde gebeur. Ek glo dis deel van Thomas se ongeloof. Sy hoop was verlore. Sy teleurstelling het sy geloof kom steel. En daarom het Thomas die Here gesê, of hulle gesê, ek sal nie glo as ek nie gesien het nie. Tweede ding wat ons geloof kom steel is onkunde. Paulus kom skryf oor sy eie lewe, waar die kerk vervolg het, en hy vertel in Timoteus waar die kerk vervolg het, in 1 Timoteus 1 vers 12, en hy gee vir die rede daarvoor, 1 Timoteus 1 vers 12, hy sê, ek dank hom wat my krag gegee het, Christus Jesus, ons Here, dat hy my getrou geag het, en in die bediening gestel het. My, wat vroeër 'n lasteraar, en 'n vervolger, en 'n geweldenaar was, maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. Ek het nie die kennis gehad nie. Ek was in onkunde gewees. Ek het gedink ek doen God 'n guns, min het ek geweet waarmee ek besig is. Jy sien, dis hoekom Jesus kom in Johannes 8 vers 32, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Jy sien, die kennis van die waarheid kom by jou geloof. Jy kry geloof. Hoe vind jy geloof? Geloof kom deur die hoor en die hoor van die woord. Elke keer as ek onder die geklank van die woord sit, elke keer as ek my Bybel oopmaak en begin lees, wat gebeur? Ek stig my geloof, ek bou kennis op van God en van Christus en van die Heilige Gees, en soos my kennis opgebou word my geloof opgebou, en is daar meer vertroue, want jy vertroue is direk gekoppel aan kennis. Is dit nie waar nie? As jy iemand net bietjie ken, gaan jy hulle baie vertrou. Maar as jy iemand baie ken, gaan jy hulle meer vertrou. Dis hoe dit werk. Jy sien, my geloof in God kom deur die kennis, maar Paulus was in onkunde. Hy was versleier gewees. En soms is ons so versleier deur die omstandighede. Soms in die kerk word ons versleier deur regulasies en wette en oorleweringe van die ou mens wat ons moet onderhou. En dit versleier ons. Want ons is onkundig.
Dit is interessant dat sekere kerke vandag nog die wet lees. Paulus sê direk in die woord, elke keer as die wet gelees word, word ons versluier. Want ons is nie meer onder die wet nie. Ons is onder die genade, die bloed van Jesus Christus. Maar uit onkunde doen mense dit, want dit klink goed en dit klink reg, maar dan is ons besig om ons te versluier as ons onsself weer onder die wet plaas. So onkunde maak ons ongelowig. Ek weet nie wat dit beteken het, of wat dit beteken om gedoop te word nie. Kom ons vat daai voorbeeld. Ek weet nie wat die nagmaal se dinamika regtig is nie. Ek weet nie wat Jesus se opstanding vir my beteken nie. Jy sien, ek kan nie in die geloof van dit wandel, in die dinamika van die opstandingskrag van Jesus wandel, as ek nie kundig is en weet wat die inligting is en wat die resultaat is en wat die woord sê rondom dit nie. Ek kan nie sukses vir my huwelik maak as ek nie weet en kennis het oor wat die beginsels van die woord van God oor my huwelik is nie. Ek kan nie die seën en geloof hê in my finansies, as ek nie kundig is en die kennis het oor wat sê die woord van God nie. Dis hoekom ek die moeite doen om mense weer te leer, vanoggend tyd gemaak het om weer te leer, wat sê die woord, want kennis gee krag, kennis gee geloof, en nou dat ek die kennis het en die kennis toepas, want dis die belangrike is, ek moet nie net kennis, die inligting hê, die wysheid is kennis toegepas, ek moet dit toepas, sodat ek resultate kan beleef, want kennis maak dat jou geloof sterk word. En jou kennis oor die woord van God. Dis hoekom, daar's 'n ou liedjie wat sê, lees jou Bybel en bid elke dag. En wat gebeur? Waarin groei jy? In jou geloof. So onkunde. Ons moet kennis hê. Jy moet soveel as moontlik, jy kan nooit genoeg woord inkry nie. Die derde ding wat ons geloof kom steel, wat ons ongelowig maak, is wantroue. Dit gaan saam met 'n teleurstelling. Want soms uit teleurstelling het ons 'n uitdaging met vertroue. Mense stel ons teleur. Hoeveel keer het ek al gehoor dat mense sê, die kerk het my seer gemaak. Mense het my seer gemaak. Nou die kerk kan jy nie seer maak nie, maar mense in die kerk gaan jou seer maak. En ek dink meeste mense wat seer gekry het in die kerk, daar's 'n beginsel wat sê aanstoot word nie gegee nie, dit word geneem. Offense is not given, it's taken. En soms baie keer het ek al gehoor, is dit soms 'n misverstand of 'n misinterpretasie of net 'n verkeerde woord of hoe mense iets net hoor. En dan kry hulle seer deur die kerk en dan verloor hulle sommer hulle geloof. Of hulle word teleurgestel deur ander gelowiges en hulle optree en hulle manier van dinge doen. Kyk, kan ek net vanoggend net goeie raad gee, moet nooit jou verhouding met Jesus koppel aan mense nie. Ek het 'n verhouding met my vrou direk met haar, nie deur my skoonma of deur my skoonpa nie. Jy het nie 'n verhouding met Jesus deur jou pastoor of deur jou selleier of deur iemand anders nie. Jy het 'n direkte verhouding met hom. En ons almal is mense. Een gebed wat ek baie keer bid, ek sê, Here, mag my gemeentelede genade met my ook hê. Want ek bly 'n mens. Ons moet genade met mekaar hê. Ons bly almal mense. En ons moet leer om te deel met teleurstelling. Want teleurstelling kweek wantrou, en as ons wantrou het, kan ons nie geloof hê nie. Hoor wat sê Markus 16:14, hy sê later het aan die 11 self verskyn toe hulle aan tafel was, en hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyd. Hoor, Jesus self verwyd hulle oor hulle ongeloof en hardheid van hart. Hoekom was hulle ongelowig? Hy sê, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. Hoekom hulle het nie vertroue gehad nie? Hulle het nie die mense vertrou nie. En dis wat ons teleurstellings doen. Ons sukkel met vertroue. En wat is geloof anders as vertroue? En dit het hulle geloof kom steel. Jesus het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hulle hardheid van harte, omdat hulle nie die mense vertrou het nie. So, pas op dat jy nie leef met wantroue nie. Maar die slegste verwagting van almal. Ek het nou 'n storie wat ek julle wil vertel, maar ons tyd gaan ons dalk inhaal. Julle ken die storie oor die skilpaaie wat gaan piknik hou het. Die skilpaaie gaan hou piknik en dit vat hulle 3 maande om voor te berei vir die piknik. Want julle weet, skilpaaie is nie die vinnigste nie. En hulle vertrek eventueel na 'n jaar en 2 maande, kom hulle uit by die plek wat hulle wil piknik gehou het. En hulle begin uitpak en dit vat hulle so 'n maand om uit te pak en alles gereed te kry. En toe hulle net wil begin eet, toe besef die oudste van die familie dat hulle die sout by die huis vergeet. En die ete kan nie dieselfde wees sonder sout op die kos nie.
Ons sal moet iemand afvaardig om die sout te gaan haal. Hulle kies toe die jongste wat die vinnigste van die familie is om die sout te gaan haal by die huis. Want jy weet hoe lank het hulle gevat om uit te kom en éventueel stuur hulle hom en sê okay, weet jy wat, ons stuur jou en hulle begin bereken hoe lank gaan dit hom vat om te gaan en weer terug te kom want hy is nou maar die vinnigste, so hy gaan dit darm 'n bietjie vinniger as hulle almal doen. En hulle wag en hulle wag en hulle wag en 6 maande gaan verby en hulle besef hierdie ouetjie kom nog nie terug nie en hy moes nou al terug gewees het en hier by die 7de maand toe sê die oudste vir almal luister boys, ons kan nie meer vir hierdie wag nie. Kom ons stukkie sout, die kos is vir ons voorberei, kom ons gaan maar eet. En net toe hulle wil begin eet, toe spring hy agter 'n boom uit en sê ek het geweet julle gaan nie vir my wag nie, dis hoekom ek nie gegaan het nie. Jy sien, ons moet sukkel dat ons nie lewe met die slegste verwagting van mense as gevolg van 'n paar teleurstellings in ons lewens nie. Almal is nie dieselfde nie. Dalk is jy teleurstel deur 'n man in jou lewe. Al die mans is nie dieselfde nie. Alle vrouens is nie dieselfde nie. Ons moet pas op vir, ek weet dit is 'n sensitiewe saak, maar ons moet pas op vir rasisme. Want almal is nie dieselfde omdat hulle ander ras is nie. Ons moet versigtig wees vir dit. Om in wantroue te lewe, dit gaan ons geloof kom steel. Minagting is die volgende punt wat ons geloof steel. Minagting of geen respek nie. Respek is nogal 'n ding wat 'n skaarste is in vandag se tyd. Gaan praat met 'n onderwyser. En respek word geleer by die huis van kindsbeen af. Eerbied en respek. Ek waardeer skole wat kinders nog beginsels leer. Van die skole wat jy kom, dan kyk kinders jou in die oë en hulle groet jou. Ek onthou my kinders was op 'n laerskool wat hulle op 'n stadium, dit was vir ons as pa so vreemd, dis die ouetjies kom by ons aan en kyk hulle ons so in die oë, want iewers het die skoolhoof die seuns bymekaar gemaak en sê as jy 'n oom se hand skud, dan kyk jy hom in die oë. Toe is dit vir ons vreemd, want hulle kyk hulle net so met die oë, hulle kyk jy met sulke groot oë, want hulle wil seker maak hulle doen die regte ding. En dis reg, dis respek. Want respek is 'n plek wat geloof gekweek word. Eerbied. Eerbied vir jou leiers, jou gemeenskapsleiers. Eerbied vir die orde in die huis. Respek. Die woord leer, vrou moet sy man eer, maar die man moet ook die vrou eer, is gelyk aan hom, want hulle almal is een in Christus. Respek in 'n huis, eerbied vir mekaar, kweek geloof. Respek vir jou geloofsleiers. Dis 'n plek nie dat hulle beter mense as julle is nie, maar dat hulle het 'n eerbare pos en 'n roeping en 'n werk wat God hulle voor geroep het en geplaas het. Nou, ek sê dit met versigtigheid, want dit gaan nie oor my vanoggend nie, dit gaan oor, daar's 'n beloning in respek en eerbied. Ek sal nooit vergeet, ons het 'n pastoor gehad en 'n wonderlike pastoor gewees en my pa se pastoor het ons met hom genooi om dienste te gaan dienste gaan doen in Engeland klompie jare terug. En ons kom terug en my pa sê vir dit is vir hom verbasend om te sien die wonders wat gebeur het as hierdie pastoor mense bedien. Nou, ons weet hy het ons mense bedien in die gemeente, maar daar was nie hierdie wow wonders wat plaasgevind het nie, maar hy sê hy het verbaas gestaan. Want jy sien hier by sy eie gemeente was dit oor as ons pastoor, maar toe hy Engeland toe gaan, toe is dit hierdie evangelis van Suid-Afrika en hulle het hierdie respek en eerbied vir hom gehad en hierdie verwagting gehad en wat gebeur? Mense trek dit uit jou uit. Dit is hoe dit presies werk, ek beloof julle dit. Want daar's eerbied, daar's eer wat gedoen word en daai eer wat die eer vir die persoon wat jou gaan bedien of wat oor jou geplaas is, gaan geloof kweek. Hoor wat gebeur met Jesus selfs. Matteus 13:54. Hy sê hy het in die Vaderstad gekom en hulle geleer in hulle sinagoges, sodat hulle verslaaf was en gesê het, waar kry jy hierdie wysheid en die kragte vandaan? Maar hoor mooi wat gebeur hierso. Dit was in sy Vaderstad. Hy sê, is hy nie die seun van die timmerman nie? Is die naam van sy moeder nie Maria en die van sy broers Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? En sy susters, is hulle nie almal by ons nie? Waar kry hy dan al hierdie dinge vandaan? En hulle het aanstoot aan hom geneem. Aan die ander woorde, wie dink hy is hy? Hy is dan net Josef se seun, Maria se seun, die timmerman. Maar Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis. En hy het daarvan wie hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Hulle ongeloof. Want hulle het hom nie geëer, nie respek gehad nie. Ek moet bely nou die dag, nou die aand het ons 'n belewenis of 'n byeenkoms gehad en toe ek begin, toe het een van die gemeentelede uit die bank af my gesê, jy's laat. Ek het my bloediglik vererg. Nou, ek was verkeerd, moet bely.
Maar onmiddellik stap ek weg en dink, wat se eer? Ek in my lewe sal nooit vir my pastoor gesê het. Dit gewaag het, want hy was vir my 'n godsman wat ek gerespekteer het, om vir my, om net vir hom sonder sê, jy's laat. En ons het 'n minuut laat begin. Jy sien, wat gebeur onmiddellik? Jy eien jou reg toe, dis familiariteit, om te kan sê hoe ek wil, wanneer ek wil, vir wie ek wil, sonder enige respek. Weet jy wat steel jy? Jy steel jou eie geloof. Jy gaan nie resultate kry nie. Want hoor wat sê hy, is 'n beginsel, Matteus 14 vers 41. Ek lees dit in die Bible in Basic English. Hy sê, who gives honor to a prophet in the name of a prophet? Het julle al opgelet as ons 'n gasspreker het, wat ek voor die tyd sal doen? Wat hulle sal honor? Moet sê ek het vir jou nodig om kant gevang. Die wat die was sal weet. Maar ek eer hulle vir wie hulle is, manne van God wat hulle lewe gegee het vir die bediening. Hy sê, in the prophet's name will be given a prophet's reward. And he who gives honor to an upright man in the name of an upright man will be given an upright man's reward. Eer, honor, daar's 'n beloning in eer. Respekteer, al is dit jou baas en al stem jy nie met alles saam nie, respekteer hom vir wie hy is en sien dat jy beloon gaan word as jy respek nog steeds betoon. Ja, maar respek word verdien, nie afgedwing nie. Nee, respek is jou verantwoordelikheid, nie die persoon wie jy respekteer nie. Hoor mooi, want dis jou beloning vir die eer en die respek. Maar hulle kon Jesus self, hulle geloof, hulle ongeloof, omdat hulle nie Jesus gerespekteer het vir wie hy is die seun van God nie, hulle familiêr met hom geraak het Jesus beperk in sy krag. Sien jy dat jy kan God beperk in jou ongeloof? Volgende punt, gaas myself, is biddeloosheid. Hier is 'n interessante gedeelte, hy sê in Matteus 17 vers 14, die arme disippels was 'n bietjie verleeg gewees. Hy sê, toe hulle by 'n skare kom, gaan daar 'n man na hom en val voor hom op sy knie en sê, Here, ontferm u oor my seun, want hy is 'n maansiek en ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water, en ek het hom na u disippels gebring en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê, o ongelowige en verdraaide geslag. Want toe Jesus sy disippels aangestel het, gaan lees mooi, toe sê hy, ek gee vir julle mag oor onreine geeste te heers. En hier kom Jesus en hy hoor hierdie resultate van sy disippels. Hy sê, o ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Dit is moeilik vir Jesus om ongeloof te verdra. Bring hom hier vir my. Daarop bestraf Jesus hom en die duiwel het van hom uitgegaan en die seun het gesond geword van daardie uur af. Hier kom sy disippels na die tyd, Here, ons is 'n bietjie verleë, wat gaan hier aan, wat het hier gebeur? Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Want onthou, hulle was ongelowig vir die oomblik, in daai toestand, in daai trauma van 'n manifestasie van die demoniese mag. Dit is nie 'n lekker prentjie, dit is nie 'n mooi prentjie nie, dit het hulle vreesagtig gemaak, want vrees en geloof loop nie hand in hand nie. En Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof. Here, hoekom kon ons dit nie reg kry nie? Deur julle ongeloof. Want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het, soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. En hier gee hy vir ons 'n sleutel tot 'n gesonde geloofslewe. Maar hierdie geslag gaan nie uit. Met ander woorde, jy gaan nie in autoriteit leef. Hierdie geslag praat van die bose geslag. Bose geeste, die bose magte. Hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur gebed en vas nie. Soek jy 'n deurbraak? Wil jy jou geloof bou, want jou deurbraak het geloof nodig, want nou God funksioneer op die mate van jou geloof. Hoe stig jy jou geloof? Vas en bid. Wat doen vasting? Vasting is 'n dissipline wat ek die vlees kruisig, wat ek juis die vlees help, dat ek nie lewe deur die vlees en sy aanskouing nie. Want dis 'n vleeskruisiging. Vasting is nie daar om God se arm te draai nie. Vasting is daar om my vlees te kruisig, sodat ek makliker kan bid en makliker in die geesdimensie kan instap, want die vlees word gekruisig. Wanneer ek vas, die enigste manier om te vas, en ek weet daar's mense wat baie oulike stories het, los jou kos. Los kos. En as jy nie die geloof het vir 'n dag of 2 of 3 dae nie, begin by 1 ete ten minste. En sê, Here, ek sit hierdie ete een kant toe, en die maklikste manier om jou honger te stil is, vat jou Bybel begin lees.
Maar glo my, vertrou my, vasting en gebed, as jy deurbrake soek, sê Here, lei my in vasting en gebed. Laat dit 'n gewoonte wees, van skoolsdae af het ek al geleer om eenmaal 'n week te probeer vas. Ek moet dalk bietjie beter, weet meer dae, deesdae, te vas. Maar dit gaan nie oor 'n dieet nie, dit gaan oor 'n geestelike dissipline wat my geloof stig. Want hierdie geslag, jou autoriteit oor die bose, oor die geestesrelm lê in vasting en gebed. Die woord. Ek bring terug na een van die vorige punte. Kennis gee geloof. Hoe meer jy vas en bid, hoe meer stap jy in autoriteit. As jy deurbraak soek, as jy 'n paar bose magtes en nekke wil breek, vasting en gebed. Punt 6, verdraaide waarheid steel ons geloof. Dit is so 'n gevaarlike ding in vandag se tyd. Daar's soveel predikers, YouTube en al die kanale. En daar's baie goeie goed, verseker, maar daar's baie gevaarlike goed. Daar's baie goed wat goed klink, maar nie noodwendig waarheid is nie. Hoe weet ek, hoe meet ek dit? Sorg dat jy in die woord tyd spandeer. Want elke keer as ek lees of ek luister nie sommer baie preke en die mense op my aanstuur en party sê my, hoor jy hierdie ou geluister, daai ou geluister, daar's 'n rede hoekom ek nie na baie predikers luister nie. Want ek wil relevant wees tot wat die Gees vir ons sê hier. En dis hoekom ek voor die Heilige Gees gaan sit oor 'n woord, ek gaan luister nie na 'n ander preek nie. Daar is tye waar die Heilige Gees my sê, ek wil hier met hierdie luister, of iemand vir my iets aanstuur, en ek luister nie altyd alles wat almal vir my aanstuur nie. Ek weet, ek het die Gees van God, en hy lei my. Hy lei my om te sê, maak seker dat jy hierdie ding kyk. En soms sal ek net verbygaan, want ek wil nie dit wat die Gees van God, want jy sien, in Amerika is hulle 'n ander seisoen as wat ons is. Ja, in die geestesrelm kan ons soms in dieselfde seisoen wees. Maar nou wil ek dit predik wat die Here besig is om daar te doen in hulle seisoen en hulle atmosfeer, maar is nie relevant tot ons tyd nie. Ek wil relevant wees. Dis hoekom ek versigtig is, en wanneer ek in elk geval begin luister, baie keer dat ek 'n preek aangesit, man, dit is nie 3 sinne nie, dan sal die Heilige Gees my sê, nee, dan sal sommer hierdie ontwrigting in my binneste, nee, sit af. Of dan luister ek en dan sê ek, nee, dit kom nie ooreen met die waarheid wat ek ken nie. So wees versigtig van ons dwaalere. Hoor wat sê Judas, dis nou nie Judas die Iskariot wat Jesus verraai het nie, maar in Judas hoofstuk 3, en ek lees in die 83 vertaling, hy sê, geliefdes, ek was vas van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waarvan ons almal deel het. Maar nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor, hoor mooi, om te stry vir die geloof, wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. God het geloof aan ons gegee. En Paulus sê, ek wil iets anders te geskryf het, maar ek voel gedring, as ek hoor wat aangaan, om vir julle weer te skryf oor die aansporing om te stry vir die geloof. Hoor mooi, waarteen moet hy stry? Oorgelewer, hy sê dit is oorgelewer van God in afgesonderheid. Hier is vers 4, sê hy die rede waarteen ons moet stry. Hy sê die rede hiervoor is dat sekere mense ongemerk julle geleedere binne gedring het, of op die internet, of ons geleedere binne dring. Ek is baie versigtig wie ek nooi op hierdie platform. Okay? Hy sê goddelose mense wie se veroordeling lank reeds vasstaan, hulle misbruik die genade van God. As jy weet wat vandag se prediking oral rondgaan in kerke, hulle noem hulle self genade ekstremiste. Hier is skrif. Hy sê, hulle misbruik die genade van God, hulle gebruik dit as dekmantel om losbandig te lewe. En hulle verwerp ons enigste meester en Here Jesus Christus. Mense wat misbruik maak van die genade van God tot 'n sondige lewe. Ek het al met hierdie mense te doen gehad, ek het al gesien. Dan dink ek, wat is jy besig om te doen? Wil jy maar jouself net regverdig vir die sonde waarin jy vasgevang is? Die genade van God is my motivering om op te hou sondig. Dis wat genade kom doen. Maar Paulus sê, ek wil julle moet stry teen hierdie geloof, ek wil julle moet in die stryd wees oor die geloof, in die geloof van die geregtigheid van God, waarin ons moet wandel, want sonder heiligmaking gaan ons God nie sien nie, kerk.
Ek kan nie aangaan met 'n sondige lewe en dink Sondag gaan ek maar net bely want die Here se genade is mos nou vir my genoeg nie. Nee, ek gaan nie misbruik maak van genade nie, maar dis wat hulle kom predik het om te sê, ag, lewe soos julle wil, maak soos julle wil. God se genade is groot genoeg. Paulus kom waarsku, hy sê nee, dis nie 'n geloofswandel nie. 'n Geloofswandel is 'n lewe wat jy oorwinning gesmaak het en 'n lewe teenoor sonde en die verleiding. Want ek glo in die krag van die Heilige Gees wat my help om die versoeking te weerstaan en te oorwin, sodat ek 'n getuie kan wees, want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuie wees. 'n Sondige lewe is nie 'n getuienis vir God se geregtigheid in ons lewe wat Jesus bewerkstellig het nie. Dis waarvoor ons versigtig moet wees. Verdraaide waarheid kan jou geloof kom steel, en ek wil vir julle vra, en ek sê nie moenie luister nie, ek sê nie moenie boeke lees nie, maar lees dit onder die inspraak en luister onder die inspraak en die invloed van die Heilige Gees en sorg dat jy vol is, lees jou Bybel self. En sorg dat jy dit meet. Mense, ek waarsku vanoggend want ons wil in geloof lewe om God te behaag, en dan die laaste punt is gebrek aan visie. Het jy 'n droom? Het jy 'n mikpunt? Ek het hierdie vraag 'n paar keer gevra hierdie week vir mense. Waar sien jy jouself? 5 jaar van nou af, 10 jaar van nou af. Wat is jou droom? En ek sukkel om antwoorde te kry, want mense droom nie meer nie. Mense het hoop verloor. Mense is vasgevang in die hier en die nou. Mense is nie net vasgevang in die hier en die nou nie. Dis 'n preek vir 'n ander dag, miskien volgende week sal ek op uitbrei, maar ons is so vasgevang in gister en wat verby is, dat ons sukkel om ons fokus te rig op dit wat kom. Want hier is nie geloof nie. Gister is daar nie geloof in nie, want gister is verby, it's history, it's written, you can't change yesterday. Maar môre is onbeperk. Môre kan wees wat dit wil, hang van jou geloof af. Maar as my fokus hier is, kan ek nie geloof hê vir daai nie. En dis wat die Here my, ek volgende week gesê, die Here het my uitgedaag om weer te begin droom weer groot oor die gemeente. Moenie vasstaar in omstandighede nie, maar droom groot, want jou drome gaan jou geloof weer opwek. Want as jy nie 'n droom het nie, as jy nie 'n visie het nie, waarvoor leef jy? As jy nie jou eie droom besig is om uit te leef, is jy teen besig om iemand anders te help om hulle droom uit te leef. Want jou baas het 'n droom vir sy besigheid gehad. En wat droom jy? Wat droom jy vir jou toekoms? Wat droom jy vir jou kinders se toekoms? Spreuke 29:18 Amplified, hy sê, where there is no vision, no revelation of God and His word, the people are unrestrained. But happy and blessed is he who keeps the law. Jy sien, daar nie visie is nie, waar nie toekomsplan is nie. God wil vir jou openbaar wat sy gedagtes, sy voorspoed vir jou lewe is, en jy moet dit sien, jy moet dit embrace, en te sê, Here, ek glo en ek hou U vas aan hierdie beloftes, Here, en ek weet, daar's my mooi dinge wat voor lê, Here, ek weet die beste is my nog op pad, Here, dis my geloof, ek wil nie in ongeloof vasgevang wees in my omstandighede nie, maar my geloof in dit wat kom, en dit wat God vir my instoor het, gaan my uit hierdie gat uit help. Wat is depressie? Depressie is ongeloof. Ek sê dit nie veroordelend nie, want ek vanoggend gesê, ons almal het oomblikke en tye in ons lewe wat ons ongelowig is, maar mag die Here ons help, dat ons God se wil eerste sal plaas. En ek sluit af met Jesus as voorbeeld. Wat hy in sy donkerste uur in daardie berg gaan bid het. Dis wat geloof sê. Geloof sê, ek plaas God se wil eerste. Markus 14:16, en hy sê, Abba Vader, alle dinge is vir U moontlik. Glo jy dit vanoggend? Glo jy dat jy 'n Vader in die hemel het? Alles is moontlik, in jou donkerste uur. Dink net Jesus moes gewandel het deur aanskouing op hierdie stadium. Maar hy het geweet, sy Vader gaan getrou wees, om homself uit die dood uit op te wek. En hy bid net, hy sê, neem hierdie beker van my weg, nogtans nie wat ek wil nie. Dis geloof. Here, nie wat ek wil nie. Dalk werk ons geloof nie omdat ons wil hê wat ons wil hê, maar nie wat God wil hê nie. Geloof werk in God se wil. Maar wat U wil. Dat U wil geskied, Vader, wat U wil. Dis belangrik as ons in geloof wil wandel, Here, U wil. En ek gaan in die wil vashou, en ek gaan in geloof vashou, ongeag die omstandighede, ongeag wat ek beleef en sien, ervaar en hoor in hierdie omstandighede. Here, ek gaan nie toelaat dat dit my geloof bepaal nie, want my oë is gerig, Hebreërs 10, op die leidsman, volëinder van my geloof, sy naam is Jesus.
wat selfs in sy donkerste uur die Vader nog vertrou het. En ek wil vanoggend jou goeie moed gee, Jesus wil ons geloof te hulp kom. Hy wil ons help in ons geloof, en ek gaan terug na daardie storie van daai pa wat sy seun na Jesus toe gebring het. En Markus het dit volgende opgeskryf, Markus 9:21, hy sê daarop vra hy sy vader, hoe lank is dit dat dit hom oorgekom het? En hy sê, van sy kindsdae af. En dikwels het hom selfs in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. Dis wat hierdie pa se uitroep vir Jesus is. Here, my kind kry swaar. Here, as jy net u wil ontferm, dis van sy kindsbeen af. En Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo. Here, help ons. Jesus sê, ek wil jou help. Maar my hulp is afhanklik van jou geloof. Sê wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En ek hou van hierdie pa se reaksie. Hy erken, Here, my geloof is te swak. Hoor wat doen, hy sê dadelik roep die vader van die kind met trane uit, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Here, help my ongeloof ter wille van my kind. Geloof by God. En vanoggend weet ek nie van jou nie, maar ek het nodig dat Jesus my geloof kom help weer. Ek het hier nodig in sekere omstandighede van my lewe, in sekere areas van my lewe, dat Jesus my geloof kom help. En ek wil soos hierdie pa voor hom staan vanoggend en sê, Here, kom my ongeloof te hulp. Want ek wil my God, my Vader behaag. En as jy vanoggend hier is en sê, Here, ek het nodig dat U my geloof help, wil jy nie saam met my staan vir 'n oomblik nie? En ek praat nie van jou geloof in God die Vader en die Seun en die Heilige Gees nie. Ek praat van die tye wat jy in is, die omstandighede en die uitdagings. Wat jy net moedeloos geword het en dalk moed opgegee het. Voel of jy by 'n doodloopstraat gekom het. Voel of jy voor 'n see kom staan het waar daar nie meer 'n weg is nie. Hou jy volgende herinner. Hy is die God van Moses. Wat daai see oopgemaak het en 'n nuwe pad gemaak het wat nog nooit daar was nie. Hy kan. Maar dit kos geloof. En vanoggend is daar een wat ons toerus met geloof en dis die Vader. Geloof is 'n gawe van die Heilige Gees, weet jy dit? Dis 'n geskenk. En ek weet nie van jou nie, maar ek vra vanoggend, Jesus, kom my ongeloof te hulp. Nou as jy dit vanoggend vra, wil jy net daar waar jy staan jou hande opsteek en net as 'n plek van oorgawe. Vader, vanoggend staan ons voor U as 'n gemeente. U is ongelooflik. Here, is eintlik so 'n snaaks Afrikaanse woord, maar onbeskryflik groot en almagtig. En Here, vanoggend staan ons hier en ons erken, daar's tye in ons lewe wat ons net nie die geloof het nie. Dinge dalk net te groot is of te veel is, of ons teleurstellings beleef het, Here, of ons onkundig was, soos Paulus was, Here, of dalk dwaallere aanvaar het, Here, volgens geleef het, Here, tye wat ons teleurgestel was, Here, wat ons nie geloof gehad het nie, nie moed gehad het nie, Here, wat dinge net te veel geraak het. Vanoggend staan ons voor U, Here, soos daai pa en bid, Here, ons glo U kan. Maar Here, vanoggend wil ons vra, kom ons ongeloof te hulp, Here. Kom skenk aan ons, Here, 'n groter porsie van geloof, Here, want ons erken dis alleenlik deur geloof wat ons oorwinning sal smaak. Ons deurbraak lê in ons geloof, Here. En ons geloof lê nie in die sienlike, in die tydelike riem nie, maar ons geloof lê in die bo-natuurlike, onsienlike riem, die ewigheidsriem, Here. Vanoggend wil ek vra dat U ons sal help om in te tap in daai riem met vasting en gebed, U aangesig te soek, Here, want U beloon die wat U soek.
diligently seek thee, Here, en vanoggend is ons hier voor U en ons soek U aangesig, Here, vir ons geloof, Here, dat ons manne en vrouens, 'n pa en 'n ma sal wees van geloof, Here, dat ons geloof voorbeelde sal stel vir ons kinders, dat hulle in ons sal leer wat dit is om op God te vertrou, Here, want ons weet ons sal ons deurbrake smaak, Here, want U is 'n beloner vir die wat U soek, Here, en vanoggend soos ons voor U staan, Here, wil ek vir U dankie sê dat U beloninge losmaak vanuit die hemele en dat U beloninge neerreën op U kinders, Here, want ons staan voor U, Here, met 'n desperaatheid van sterk geloof, Here, kom ons ongeloof te hulp, Here, Jesus, help ons ongeloof en kom versterk ons, Here, dat ons absoluut op U sal vertrou, Here, dat ons nie sal huiwer nie, dat ons nie sal twyfel nie, Here, maar dat ons U goedheid sal smaak, Here, dat mense na ons sal kyk en sê, waarlik God is goed vir julle, Here, want ons weet as U kies om ons te seën, sal niks of niemand U keer nie, Here. Dankie dat ons vanoggend by U kan intap, Here, as die bron van ons geloof. Dankie, Here Jesus, dat U ons leidsman is, die begin en die volëinder van ons geloof is, Here. Ons wil ons oë op U kom rig, nie op die omstandighede nie, Here, maar ons kyk na U, waar U sit op die troon van heerskappy. Al die mag in die hemel en op aarde behoort aan U, Here. U is die een wat sal deurkom vir ons, Here. Here, ek dink van daai een vertaling sê, the Lord will perform it, Here. En ek spreek dit vanoggend, the Lord will perform it over your life. Jou deurbraak is in Jesus se hande vanoggend en hy gee vir jou die geloof vir jou deurbraak in hierdie môre. En ek dank U, Vader, vir hierdie geskenk van geloof waarmee elkeen dit toebedeel deur die krag van die Heilige Gees in Jesus naam. Amen en amen. Ek sien uit na getuienisse. Ek sien uit na jou geloofswandel wat resultaat het. Mag die Here jou seën.